In hierdie geval het ek te doen met 'n eksponensiële vergelyking, want die onbekende, die x, is binne in die eksponent. Nou wanneer jy 'n x of 'n onbekende binne in die eksponent het, dan gaan ons moet werk na dieselfde grondgetalle toe, sodat ons die eksponente dan met mekaar kan vergelyk. Nou die 125, vir die wat Casio's het, kan dit daar gaan uitwerk sy priemfaktore. Maar kom ons doen dit gou op die lang pad, veral vir graad 8 en 9. Die eerste 5 priemgetalle is 2, 3, 5, 7 en 11. Onthou die definisie van 'n priemgetal is, dit is 'n getal wat net hy self en 1 kan indeel. So wat ons doen, ons begin by die kleinste priemgetal en ons kyk wat is die kleinste een wat eerste in 125 kan indeel. Nou 2 kan nie daar ingaan nie, 3 kan nie daar ingaan nie en die eerste een gaan wees 5. 5 deel in 125 in, 25 keer. Dan weer 5 gaan in 25 in, 5 keer en 5 gaan in homself in 1 keer. Die oomblik wat jy by 1 uitgekom het, dan stop jou deling. Nou sien ek dat hier 3 vywe is in die faktore. Met ander woorde, die 125 kan ek gaan skryf as 5 tot die mag 3. Dis 5 maal 5 maal 5. So, nou het ek dieselfde grondgetalle. En ek wil hier dit baie duidelik stel, jy mag nie deel met 'n 5 om van die grondtal 5 ontslae te raak nie. Wat jy gaan doen is, die redenasie daaraan is, omdat die grondtalle dieselfde is, mag die eksponente net afkom. Ons noem dit 'n 1 tot 1 vergelyking, jy mag nie met die vywe deel nie. En dit is dan ook die antwoord.